Goeiemôre julle. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor nagmaal. So, wat sal gebeur met jou lewe as jy elke dag nagmaal gebruik? Wat het gebeur met my lewe as ek gereeld probeer elke dag, maar as ek gereeld my nagmaal gebruik? Wat is nagmaal? Okay, so kom ons begin eers met wat die woord sê van nagmaal en dan kyk ons hoe ons lewens verander wanneer ons elke dag nagmaal gebruik. So, okay, kom ons lees gou eers uit die Bybel uit. Jesus sê in Johannes 6, hierdie is een van my gunsteling verse, hierdie hele deel. So dit is nie from the Last Supper nie, so nagmaal is soos bekend gestel at the Last Supper, waar Jesus die brood en die wyn gegee het, die laaste keer wat hy aan tafel saam met sy disippels gesit het, voordat hy gesterf het vir ons aan die kruis. Maar ons gaan nou daai deel lees. So eers van Johannes 6 af. En die brood wat ek gee, die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van Mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die ewige lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So wat gebeur as ons nagmaal doen? Nagmaal, dis 'n intimate relationship with God. Dis 'n relationship, is intimacy. Wat gebeur wanneer jy by jou ma kom en jy het 'n moeilike dag gehad en sy gee vir jou 'n drukkie? Jou man, wanneer jy 'n oomblik saam met hom het en hy gee vir jou 'n drukkie in daai oomblik. Jou kinders, daai oomblikke van veiligheid, van safety, nou maar dit is wat communion is. It's a unity with God. Hy is die ware voedsel, hy is die ware drank. So nagmaal het nie net ons sondes weggevat nie. Nagmaal het nie net, deur ons geloof in Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat uitgestort het, ontvang ons die ewige lewe. Eendag en nou, when you enter into it, and in his covenant. Maar, as ons hier praat van nagmaal elke dag, praat ons van die oomblik wat jy stil raak by Jesus se voete en sê, Here, dankie vir vandag. So daar's 'n liedjie wat Jesus gesing het by die nagmaal en mens weet nie presies wat se liedjie dit was nie, maar baie glo dis Psalm 118. So wanneer ek in die oggend stil raak en ek sê, give thanks to the Lord, dis wat 118 sê, for he is good. His love endures forever. The Lord is on my side, I will not fear, what will mere men do to me? Maar wanneer ek stil raak en sê, Here, wat kan enige mens vandag aan my doen? Here, dankie vir u genade in hierdie dag. Deur u genade en my geloof ontvang ek die ewige lewe. So, by grace, through faith, sê Ephesians, ontvang ons salvation. Maar in hierdie oomblik, Here, waar ek hier staan, dankie vir die genade wat ek het vandag, om te lewe vandag. Dankie vir die asem wat u in my inblaas in hierdie dag. Dankie vir that your goodness endures forever, that I do not have to be afraid. Ek hoef nie te worry wat mense sê, wat mense doen aan my nie, want u is goed. Wat kan hulle ooit aan my doen, wat ewig skade gaan maak? So in 'n oomblik van a heart condition, a mindset, so communion is not about a religious act. Deur nagmaal te vat, gaan ek nie salvation kry nie. Deur nagmaal te vat, dit is nie 'n werk nie, dit is net deur genade wat ek 'n salvation ontvang. Maar, it's a heart condition, it's a mindset for the day. So wanneer ek gaan by Jesus se voete en sê, Vader, vandag is u dag, nie my dag nie. U wil, nie my wil nie. You went before me. I take up my cross and follow you, because you went before me and you did it. Die woord sê, vat jou kruis, van Jesus het hom gevat. Nagmaal sit ons in eenheid. Hy is die brood, die ewige brood wat lewe. Sy liggaam is gebreek vir ons, omdat hy my vergewe in genade, deur sy genade word ek vergewe. So ek het genoeg genade om ander vandag te vergewe. So wanneer ek stil raak en sê, Here, dis moeilik om mense te vergewe, maar dankie dat u genade genoeg is vir my. En deur u liefde en genade kan ek ander mense vandag vergewe. Deur u genade, u krag, u liefde, kan ek my kruis optel, kan ek hierdie pad stap, wat u van my verwag vandag, hierdie wildernis
anders deurmaak, wat ook al ek moet deurmaak, ek kan dit doen deur u krag en deur u genade. So it's a mindset. So when you do it every day, dit is 'n ontmoeting met Jesus, 'n intieme ontmoeting wat jy deel raak van Jesus. Hy sê hier in Johannes, sê hy, ek is in jou en jy is in my. So I operate out of a place of authority, out of love, out of power, out of obedience to the cross, to him. So, dit is waar ek dan vandag uit lewe. Nie uit vrees nie, nie uit die wêreld uit nie, nie oorweldigend uit nie. Ek operate out of a peace, a place of love. Jy weet, daai drukkie wat jy kry van jou ma, van jou vrou, van jou man, van jou vrou, en so ook lewe jy dan daaruit. So, daar's baie scriptures wat die Here sê oor nagmaal. Take up, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Luke 22 verse 20. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê, we partake in the cup Jesus drank, uniting us with him as the body of Christ. Paul says, in Acts 2 vers 42 sê, van elke dag, they themselves, Paul and Silas, they devoted themselves to the breaking of bread and prayer. So dis a devotion every day of breaking of bread and prayer. Jy dink aan hoe Jesus se liggaam vir jou gebreek is. So, jy ontvang daai genade en dan sien jy dat wat het Jesus vir jou gedoen? His suffering made the way for me. So waardeur jy gaan is nie so erg nie. Want Jesus se liggaam was vir jou gebreek om ewig te lewe. John 6 vers 35 sê, wie van my eet sal nooit weer honger kry nie, ook nooit weer dors kry nie. So, ons lewe van Jesus se liggaam se brood, die woord, gee vir my vrede, wysheid, liefde, alles wat ek nodig het. Dit is wat ek nodig het om te lewe in hierdie dag. Ek gaan sommer afsluit met dit. Revelation 19 vers 9 sê, the angel said to John, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. So wanneer jy by sy tafel gaan sit, ons het deel aan sy kruisiging. Ja, ons tel ook ons kruis op en ons volg hom. But we have part of his glory. We receive salvation, we receive love and grace and mercy. So dis nie deur my werke wat ek gered word nie. Is net deur geloof in Jesus. Maar om nagmaal te vat is deel van 'n oomblik wat ek intiem met Jesus raak. Onthou wat hy vir my gedoen het. I celebrate what he did for me and I operate out of a place out of I am in him and he is in me and we are in the Father and that is how I go about my day. Ek gaan nie alleen nie. What can mere men do to me? I celebrate Psalm 118. I give thanks to you, Lord, out of a grateful heart for what you have done. Your love endures forever. What can mere man do to me today? No circumstances is too difficult. No mountain are too high because you, God, are with me. You went before me. So ek kan lewe uit daai mindset uit. Nie uit 'n mindset van depressie en angs en moeilike tye nie. I renew my mind by the word of God, by his love that fills me. His cup overflows en daaruit lewe ek dan. En deur sy kruisiging, sy bloed wat gevloei het aan die kruis, kry ek nie net salvation nie, ek kry ook gesondheid. By his stripes I am healed. So deur die bloed aan die kruis, daai bloed is oor my nou en daaruit lewe ek nou. Ek vat dit vir myself as 'n erfgenaam van Jesus. Lewe ek in oorwinning. Ek lewe in gesondheid want dit is wat die bloed beteken vir my. So daar's soveel meer in Jesus. But we have to raak stil met Jesus. Ons moet stil raak, ons moet by die woord raak, ons moet daai woord spreek, ons renew ons minds, ons kry different perspektief en nie 'n perspektief van alles is te veel vir my in hierdie wêreld nie, maar I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, so ek raai jou aan, maak nie saak as dit, ek vat sommer 'n nagmaal met water, ek vat sommer 'n nagmaal met koffie. Dit gaan nie oor die
fisiese drank, dit moet wyn wees of brood wees. Dit gaan oor 'n mindset van Jesus se liggaam is gebreek, sy bloed was my skoon, vergewe my sondes. Sy bloed gee vir my die krag, die autoriteit, die beskerming, soos wat die Israeliete toe hulle in Egipte was, die bloed van Jesus op hulle deure gesit het. The angel in death het verbygegaan, dood het verbygekom, maar hulle was beskerm gewees. So sy bloed beskerm my in hierdie dag. So I apply the blood in my life. Dit maak nie saak as dit fisiese bloed, dis nie Jesus se fisiese bloed wat ek drink nie. Dis 'n simbool. So dit hoef nie noodwendig wyn te wees nie. Dit gaan oor jou hart, oor jou mind, oor jou intimacy, oor daai oomblik wat jy stil raak by Jesus. Die woord wat jy spreek. So ja. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê.